Ja, dankie. Dankie julle. Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom op so fris Sondagoggend. Ek sien die ryper begin val, begin lê, maar dit is goed om hier te wees, om die Here te sien, die Here te aanbid en die Here te dien. Baie welkom aan almal van u hier. Afkondigings net, daar is vanmôre kateksasie, les 16. Die kollektes onder die erediens gaan vir die diens van barmhartigheid, by die deure vir die boufonds, dis vir die instandhouding van die geboue, en volgende Sondag gaan die kollekte vir DPO, die ouetehuis, en die diakens vra steeds die gemeente se hulp met die insameling van nie bederfbare voedsel vir DPO. In Junie maand samel hulle koekmeel, blikkies tamatie, is dit nou tamatie, blikkies tamatie, hier staan blikkies tamatie en eie sous en vis wat u kan gee. Dan is ook bewys van lidmaatskap aangevra deur Richard de Skande. En onder lief en leed is ons steeds dink ons aan ons bejaarde lidmate en almal wat siek is, swaar kry. Ons is ook dankbaar, Annemie is seker nie vanmôre hier nie. Annemie was vir 'n groot operasie gewees Kaap toe. Alles het goed verloop en sy het gister teruggekom en sy is by die huis. Ons bid vir haar volkome herstel toe. En dan Suster Rita Steiger se tweelingbroer, sy operasie het ook goed afgeloop. Ons dra hom ook aan die Here op. En ons bid ook vir ons kinders en onderwysers 'n geseënde rustyd toe met die skole wat Vrydag sluit vir die Julie-vakansie. En sterkte aan almal wat weggaan met verlof en die wat reeds weg is. En dan het ons vanmôre ook 'n paar verjaarsdae. Stefan Du Plessis verjaar vandag. Is Stefan hier? Lyk my hy is nog in die bed. Baie geluk vir Stefan en Jalei Nel verjaar, Danel Kreur en Annerien Gous. Baie welkom aan, baie welkom. Baie geluk aan hulle almal. En ja, mense wil niemand uitsonder nie, maar waar is Annerien? Jo, jy kruip so weg daar agter, niemand sien jou nie. Ja, sy doen baie ook as skriba in die kerk met al die dinge. Annerien, ons is baie dankbaar ook daarvoor. So 'n spesiale woord van dank ook hier met jou verjaarsdag vir jou. En HB, jy sal vir Daniel ook baie drukkies en soentjies gee namens ons. Ek dink dis al die afkondigings. Ons begin vanmôre ook ons erediens en ons verklaar openlik in wie se naam ons hier bymekaar is en ook die votum wat ons openlik erken in wie se naam ons bymekaar is eintlik amper deel van die prediking, hoe ons ook op die Here vertrou in tye van swaar kry. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal daar vir ons hulp vandaan kom? En ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het
en wat getrou bly tot in ewigheid. Die Here groet ons ook met sy groetseën. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing saam en ons loof die Here. Ons sing uit Psalm 190, lied 190, vers 1, 2 en 3. Lied 190, vers 1, 2 en 3. Kom ons sing dit hartlik saam tot eer van die Here. Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Hemels is U majesteit, heilig U geregtigheid. U wat alles onderhou, is ewig en getrou. In genade groot en ryk, bou U Here koninkryk. Voordat ek kon kies, kon vra, het U sê my vloek gedra. Ek kon vind, U het my gekry, voor ek nog my skuld bely. Oor alles God en hof, open oë van geloof, dat ons sien geen goed of kwaad, doof oorgelaat. Kan ons begrip verstaan, al wat is en staan. Kom ons bely ook vanmôre almal saam ons geloof, ons ontwyfelbare geloof in ons drie-enige verbondsgod, en ons sing dit aan die hand van Skrifbreuing 12:3, vers 1 tot 4. Ons bely dit ook op hierdie manier. Skrifbreuing 12:3, vers 1, 2, 3 en 4. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons, vryheid getuig ons, U is vir ewig God en Heer. U onbegryplik, U
onsienlik, altyd dieselfde oneindig groot. U is almagtig, wys en regverdig, U is die bron van alle goed. Jesus verlosser, Seun van ons Vader, van al my sondes maak U my vry. U naam is enig, U leef vir ewig, gesterf o Je vir my. Ons Heer U Vader, U is vol liefde, ons Heer U Jesus, ons Heiland Heer. Ons Heer U Heilige Gees, U maak ons lewe net drie-enig God aan U ons eer. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, gaan ons saam sing uit Psalm 103, die tweede vers. Ons antwoord die Here daarop: loof hom wat jou van skuldelas onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe. Ons luister na die wet van die Here soos dit vir ons opgeteken staan in Deuteronomium 5. Moses het die hele volk bymekaar geroep en hy het vir hulle gesê: Israeliete, julle moet luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Here ons God het by Horeb 'n verbond met ons gesluit. Dis nie ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons almal wat hier is en nou lewe. Ja, met julle persoonlik het die Here op die berg uit die vuur uitgepraat. Ek het destyds tussen die Here en julle gestaan. Ek het daar gestaan om die gebod van die Here aan julle deur te gee, want julle was bang vir die vuur en julle het nie teen die berg uitgeklim nie. En dan volg die wet. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag
is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan die hele gemeente gegee, uit die vuur, uit die stikdonker wolk uit. En toe het hy stil gebly, en hy het dit op 2 plat klippe geskryf, en dit is wat Moses aan die volk deurgegee het, en dit is wat ons elke Sondag afkondig, om uit dankbaarheid ook daarvolgens te lewe. Kom ons antwoord die Here, en ons sing saam uit Psalm 103, die 2de vers, en daarna bid ons saam. Loof hom wat jou van skulde las onthewe, genadiglik die des wil vergewe, jou krankheid ken en liefderyk genees, wat van die dood jou lewe weer verskoon het, met goedheid en ontferming jou gekroon het, en in die nood is hy jou hulp gewees. Ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, U wat barmhartig regverdig is, U wat almagtig is, onsienlik, U wat die skepper is van hemel en aarde, U wat ons elke dag versorg, nie net vir die mens nie, maar ook vir die hele skepping, die diere, die plante, die veld, die lug, die see, die visse daarin, die voëls in die lug. Ons wil vanmôre as gemeente U almag erken. U ontsettende grootheid, wat ons nie eers naastenby kan verstaan nie. En ons wil U dank dat ons U kan aanbid, en dat ons ook U wil aanbid uit die woord gelei deur die Gees, sodat ons werklik in opregtheid voor U kan staan. Maar ook met die wete dat ons bestaan
net is vanweë u genade. Want u het ook die afgelope week tyd weer vir ons geseën. Ook hier waar ons in 'n boerderygemeenskap leef, met reën, met sneeu, met die koue wat ook moet kom. Want in die woord het hy ook beloof dat somer en winter altyd daar sal wees. En ook daarin sien ons u wat die skepping regeer. Maar Here, die koue bring ook weer nuwe uitdagings. Uitdagings ook vir ons as mense, vir die boere. En ons bid dat u ons sal seën om ook in hierdie winter te doen wat ons moet doen. Ons dank u vir die geloof wat ons as 'n kosbare genade geskenk gratis uit u hand ontvang. Ons verdien dit nie. En tog het u ons geseën om te kan glo, om te weet. Dis nie onsself nie, dis u genade. Maar ons dank u dat u ook aan ons die wete gegee het, dat wie nie werk nie, sal nie eet nie. En dat u ons ook geseën het, Here, die meeste van ons om te kan werk, om elke dag te kan werk. Ons dank u vir die gesondheid, die krag, die genade. Ons wil u vanmôre aanbid, loof en prys, en ons wil bid dat u ook by ons sal wees. Dat u ons sal seën in hierdie erediens, om eerlik en opreg te wees. Here, om nie net die woord te lees en kennis by te kry nie, maar om werklik deur die woord ook te leer wat u aan ons wil openbaar, om werklik op u te vertrou. Want u is getrou, en u sal nooit laat vaar die werke van u hande nie. U sal nooit u kinders alleen laat nie. Hou u ons vas. Ons wat kinders het, hou ons kinders vas. Ons wat kleinkinders het, agterkleinkinders, Here, hou ons vas. En waar daar dwalinge is, hartseer is, wil u ons lei op die regte pad, sodat ons tot u eer sal lewe. Gee dan aan ons geopende harte en verstande, om ook hierdie skriflesing vanmôre te verstaan. Seën die woord wat ek sal bring, dat dit suiwer sal wees, dat dit ons sal voed, nie net vandag nie, maar vir die week en die tyd wat voorlê. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Broers en susters, ons gaan vanmôre die woord van die Here oopmaak. Ons gaan saam lees uit Psalm 34. Ons gaan 'n kort reeksie net van 2 preke preek oor Psalm 34 in 2 gedeeltes vanaf vers 1 tot 11. Die eerste gedeelte handel dan baie sterk daaroor dat ons op die Here moet vertrou, en dan as die Here wil volgende Sondag van vers 12 af, wat eintlik 'n skoling is, wysheidspreuke oor hoe dat ons moet lewe as dit goed gaan of sleg gaan, hoe dat die Here by ons is. Vanmôre dan gaan dit net oor Psalm 34 vers 1 tot 11.
Maar voordat ons dit lees, moet ons vir agtergrond 1 Samuel lees. 1 Samuel 21, want dit is die agtergrond van Psalm 34. Ons gaan van vers 10 af lees, van vers 1 af, 1 Samuel 21 van vers 1 tot 9, handel daaroor dat Dawid by 'n Nob gekom het, by priester Achimelek, en die priester het hom gevra, hoekom is jy alleen? En hy het natuurlik gevlug vir Saul, en hy sê toe maar, hy is op 'n baie belangrike sending, en hy het so vinnig moes gaan, dat hy en sy manskappe nie eers wapens of kos kon saamvat nie. En hy vra toe van priester Achimelek kos, en hy het toe vir hom van die toonbrode wat hulle uit die tempel, of uit die tabernakel dan uithaal, vir hom en sy manskappe gegee. Hy het 'n wapen gevra, en toe was net Goliat se swaard nog daar, en hy het die vir hom gegee. Maar dan lees ons van vers 10 af, 1 Samuel 21 vanaf vers 10. Hierna het Dawid klaargemaak, en dieselfde dag nog van Saul af weggevlug, na koning Akis van Gat toe. Akis se amptenare het vir hom gesê, is dit nie Dawid, die koning van die land nie? Sing hulle nie vir hom in koordanse nie? Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. En toe Dawid besef wat hulle sê, het hy baie bang geword vir koning Akis van Gat. Daarom het Dawid hom voor die Filistyne waansinnig gehou, en terwyl hy by hulle was, het hy hom soos 'n mal mens gedra. Hy het teen die deure van die poorte gekrap, en sy spoeg in sy baard laat afloop. Akis het vir sy amptenare gesê, julle kan mos sien die man is mal, waarom bring julle hom na my toe? Het ek behoefte aan mal mense, dat julle hierdie een na my toe bring, om by my mal te wees? Moet hy in my huis inkom? Dit was daardie tyd ongehoord, dat jy na die koning toe 'n gebreklike man of 'n waansinnige mal mens moet bring. Vers 2, hoofstuk 22, Dawid het daarvandaan weggegaan en ontsnap na die Adullam-grot toe. Sy broers en sy hele familie het dit gehoor, en daarheen gegaan na hom toe. Verder het elkeen wat in die moeilikheid was, en elkeen wat 'n skuldeiser gehad het, en elkeen wat verbitterd was, by hom aangesluit. Hy het hulle leier geword. Daar was ongeveer 400 man by hom. Ons lees net tot sover. Dan uit Psalm 34, waar hy die skriflesing kom, vers 1 tot 11 lees ons vanmôre. 'n lied van Dawid. Hy het hom kranksinnig gehou by Abimelek. Die het hom weggejaag, en hy het pad gegee. Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing. Die wat swaar kry sal dit hoor, en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here, en laat ons saam sy naam prys. Ek het die Here aangeroep, en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare. Die wat swaar kry, kyk op na hom en straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie. Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor. Uit al my benoudhede het hy my gered. Die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien, en red hulle. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. En julle wat aan die Here behoort, dien hom. Wie hom dien, het geen gebrek nie. Selfs leeu's ly gebrek en kry honger. Maar wie die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie.
Kom ons sing saam met die oog op die prediking, juis die beruiming van hierdie Psalm, Psalm 34. Ons sing saam vers 1, 2 en vers 4. En wil en ongeluk, altyd sal ek die Here prys, altyd vir hom my lof laat reis, in voorspoed en in druk. Om sal die Here skenk, tot roemtaal kragtig aangespoor, sagmoedige sal dit hoor, en aantree op my wenk. Kom die Here groot, laat ons sy name lofsang wy, aan hom wat groot is naby, die helper in die nood. Ek het in my gebed die Heer gesoek, en hy het my in antwoord op my nood geskry. Hy het al my vrees gered. God sterke engel wil 'n laar van beskutting wees, om almal wat die Here vrees. Hy maak onrustig, ervaar dan en aanskou hoe waaksaam God is, en hoe goed, hoe salig is in my gemoed, as ek op hom vertrou. Net so, broers en susters, ter inligting, Psalm 34 is ook, ons noem dit 'n akrostiese psalm, 'n psalm waar elke vers word genommer met een van die Hebreëse letters. Hy begin by vers 2 Alef, u kan hoor A, vers 3 Bet, Gimel Dalet, dan nommer hy elke vers so met een van die Hebreëse alfabet se letters. Nou, broers en susters, hierdie gebeure speel af, en ons kon dit baie duidelik hoor uit 1 Samuel en wat ons gehoor het, dat Dawid hier in baie groot nood was. Want Dawid het binne in die vyand se nes ingeklim. Hy was daar by die koning, en daar sing hulle ontmasker hom. Hulle sê maar, hy is die groot vyand
Hy het sy 10.000e verslaan. En die Filistyne het gedog, nou het hulle hierdie koning wat teen hulle oortree het, wat hulle afgemaai het. En daarna het Dawid gevlug, lees ons. Nou, hoe moes Dawid nie geskrik het nie, toe hy dit gehoor het nie? Hy moes werklik intense vrees gehad het. Hy moes geweet het, eintlik is my doppie geklink. Dis klaar met my. En nou het hy ons soos 'n mal mens gedra. Ons het dit gelees, wat het hy alles gedoen. En nou na die tyd sing hy hierdie psalm. En luister weer na die woorde wat ons gesing het, Psalm 34 vers 1, die beruiming. In weelde en ongeluk. Altyd sal ek die Here prys, altyd voor hom my lof laat rys. En die vraag vanmôre aan elkeen van ons is, hoe tree jy op? As dit goed gaan, en as dit sleg gaan. Hoe tree jy op? Sing jy tot eer van God as dit goed gaan? En sing jy tot eer van God as dit sleg gaan? Want elke mens het lief en leed. In elke huisgesin is daar vreugde en is daar hartseer. Van watter aard ook al. Maar die vraag is, hoe moet ons dit hanteer? Nou Dawid was 'n gelukkige jong man. In sy jong dae het hy skape opgepas, hy het 'n lier gehad, hy het die skape beskerm. Ons lees hy die beer en die leeu weggejaag, maar hy het ook 'n lier gehad. Hy het gesing van vreugde. Hy het die Here sy God lief gehad. Hy het dit sekerlik geniet. Hy het dit geniet agter sy pa se skape. 'n Dapper man, 'n jong seun. Maar reeds van jongs af het hy geweet op wie moet hy vertrou. Dink maar aan die gebeure toe hy Goliat met 'n slingervel doodgegooi het. 'n klippie. En nou, hoeveel jaar later, kry hy Goliat se swaard as wapen. En hy het sy jongmenslewe sekerlik geniet, maar in afhanklikheid van God. En hierdie eerste deel van Psalm 34 is 'n danklied. Die Here het sy lewe toegelaat, dat sy lewe vol uitdagings is. Ons kan sê waar hy seker as 'n jong, ongebonde jong man sy pa se skape opgepas het, met die nodige verantwoordelikheid. Daar was gevare, daar was hartseer, maar daar was ook suksesse. Kan jy jouself indink, die koning roep jou, koning Saul, hy moet soontoe gaan, om as die bose geeste hom oorval, om vir hom te sing, vir hom musiek te maak, om hom rustig te maak vir Saul. En nou, nadat hy net goed gedoen het, nou wil Saul hom doodmaak. Hoekom? Want Saul is jaloers, as 'n bose gees, wat hom beetgepak het. En dis juis die suksesse van Dawid, sy suksesvolle lewe, wat eintlik vir hom
gevaar gebring het. Nie deur sy eie toedoen nie, maar deur die lewe. Die tweede deel, volgende week gaan ons kyk na die onderwysings deur middel van wysheidspreuke, maar daaroor dan volgende keer. So wat moet Dawid nou doen om sy lewe te beskerm? Hy is by koning Saul in die paleis, dit gaan goed met hom, maar dinge draai vir hom suid. Dinge draai verkeerd. En daarom vlug hy. Hy kom by koning Agis van Gat aan, lees ons in 1 Samuel 21. En Gat was heel waarskynlik die Filistynse stad wat met die reus Goliat geïdentifiseer word. En daar was sy lewe in baie groot gevaar. Hy het dit gehoor. En ons lees toe Dawid besef wat hulle gesê het hy baie bang geword. En nou moet Dawid 'n plan maak. Hy moet 'n plan maak want hulle kan hom doodmaak. Hy hou hom kranksinnig. En dit red eintlik sy lewe. Maar nou geliefdes, het jy al 'n krisis in jou lewe gehad? En nie noodwendige lewenskrisis nie, maar 'n krisis wat jy ook nie geweet het, hoe moet ek dit hanteer nie? Beleef jy miskien nou so 'n krisis? Ek dink die boere het dit almal al sekerlik beleef in droogtetyd, of in tyd van oorstromings, of intense koue. Miskien kan ons sê in hierdie land van ons, is dit op die oomblik ook so 'n bietjie van, ja, laat ek dit nie versag nie, dalk 'n krisis. Want dit het met ons goed gegaan. En nou, ekonomies, gaan dit nie meer goed nie. Nie soos 'n klomp jare terug nie. Die werkloosheidssyfer is hemelhoog in hierdie land. Daar's ekonomiese onsekerheid. Daar is politieke onsekerheid, binne en buitelands. Dan seker op die oomblik is daar staatkundig 'n onsekerheid. En ek gaan glad nie in die politiek in nie, maar wat gaan van die koalisies word? Gaan hulle koalisies maak? Wat hou die toekoms vir ons staatkundig in? Maar sekerlik die grootste krisis is die geloofskrisis, 'n godsdienstige krisis. By hoeveel gesinne is daar nie kinders wat nie meer glo nie, nie meer in die kerk is nie, nie meer die Here dien nie? Hoeveel families is daar wat afvallig geword het? Dit is 'n krisis, want dit het ewigheidswaarde. En ons sien dit ook in die morele verval. Ons sien dit egter nie altyd raak op hierdie stadium nie, maar die dinge is daar. En dan moet ons vra, wat moet ons doen? Wat kan ek doen in hierdie tyd? Wat moet ek doen in my eie lewe? Wat het Dawid gedoen? Ons kan sê, fisies, hy het gevlug. Hy het gevlug vir sy lewe. Moet ons nie uit die land uit vlug nie, moet ons nie pad gee nie. Nee, dis glad nie. Glad nie. Die oplossing nie. Wat is die oplossing? Die oplossing is, in weelde en ongeluk, altyd sal ek die Here prys, altyd voor hom my lof laat rys, in voorspoed en in druk.
Dawid vlug. Maar hy vlug nie weg van God af nie. Ons lees in vers 2 en daar begin die akoestiek van hierdie psalm. Dawid begin om die Here te prys. Hy's weg van die gevaar af. Hy's weer in die veld, nie agter skape aan, nie besig om te vlug, maar hy het sekerlik iets van die vryheid weer ervaar om in die veld te wees, in die woestyn, weg van die heidense koning af, waar hy relatief veilig kon wees. En hy's nie alleen nie, sy familie kom na hom toe, en nie net sy familie nie, baie gou is daar 400 mense wat ook vlug by hom. En wat doen hy nou? Ons lees nie dat hy feesvieringe hou, partytjies hou, op homself fokus nie. Nee, hy prys die Here. Hy loof die Here. As die Bybels oop is daar by Psalm 34, kan jy maar net lees, ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal op my lippe wees, ek sal die roem van die Here besing. Die wat swaar kry, hulle sal dit hoor, hulle sal daaroor bly wees. En dan sê hy, sing saam met my oor die grootheid van God, van die Here. En hy sê, laat ons sy naam prys. So Dawid jubel, sing, loof, hy speel op die harp. En in hierdie hele psalm lees ons 16 keer praat hy van die Here. Die Here is in sy hart. Die Here is in sy gedagtes. Hy roep sy 400 manne sekerlik by mekaar met sy hele familie. En hy sê nie, kom ons hou partytjie nie. Die oorwinning is daar. Nee. Hy roep hulle by mekaar en hulle hoor. Hy besing die lof van die Here. Hy roep hulle nie op om oorlog te maak, om te plunder, om in opstand te kom nie. Maar hy roep hulle by mekaar om die Here te loof en te prys. Hulle het saam gebid soos manne, saam gesing soos engele voor God. En daarom sien ons hoe belangrik is dit vir 'n gelowige. Jy weet, ons wil altyd so in beheer van my lewe wees. Ek wil planne maak, ek wil vooruitgaan, ek wil dit en ek wil dit en dit doen. Ons wil sê, soos die psalmdigter sê, môre sal ek na die en die stad toe gaan, 'n jaar lank daar bly, geld maak. Ons wil so graag sê, dis wat ek gaan doen. En Dawid kon sê, maar kyk wie's ek? Ek het die 10.000e verslaan. Ek het 'n slim plan gehad om te vlug. Ek is nog nie koning nie, alhoewel hy al gesalf was. Nee, hy het nie op homself geroem nie. Dawid het geroem in God se grootheid. Hy het geroem in wie God is, wat God doen. En hy duidelik bely dat hy swak en volkome afhanklik van God is. Luister vers 3. Ek sal die roem van die Here besing, die wat swaar kry, met ander woorde wat swak is, sal dit hoor en daaroor bly wees. Vers 6. Die wat swaar kry, kyk op na hom, hulle straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie. En dit is ook die rede hoekom ons nie moet ophou om aan God al die lof en al die eer en al die roem te bring nie. Want ons weet ook vandag, die Here het nog nooit sy volk verlaat nie. Sy volk is almal wat in hom glo.
God het nie gesê, daar gaan nie swaar kry wees nie. Maar hy sal ons uit al daardie swaar kry red. God red, hy bewaar al sy kinders wat hom aanroep. God versorg al sy kinders wat na hom toe kom in gebed. Hoe red en bewaar God jou? Weereens wil ons dink, as ek in die moeilikheid is, dan gaan hy my so red, dat ek heeltemal uit die moeilikheid uitkom. Het sy of dit nou van finansiëel, geestelik, wat dit ook al is. Hoe gaan God ons red? Ek wil hier 'n voorbeeld gebruik, miskien vir die jonger kinders. Hulle kan dit dalk verstaan. Ek weet nie of julle al aan 'n redenaarskompetisie deelgeneem het, of ergens sport gedoen het, of jy op jou eie was nie. Maar as jy, kom ons sê, jy moet 'n redenaarskompetisie doen, en jy staan daar op die verhoog, dan wil jy net kyk, is my pa en ma daar, want hulle ondersteun my. En as jy hulle sien, dan weet jy, maar ek is nie alleen nie. Pa en ma is daar vir my. Of as jy rugby speel, en pa is langs die veld, dan weet jy, pa kyk vir my. Wat doen Dawid? Hoe red die Here hom? Hy weet, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Jy moet ook weer mooi luister as ons klaar is met die preek en die Here seën ons. Dan sê ons, die Here sal jou seën, jou beskerm, tot jou redding verskyn, jou genadig wees, jou gebede verhoor, aan jou vrede gee. Dis God se seën wat hy aan ons gee. So broers en susters, hoe gaan dit in jou lewe? Ervaar jy ook soms swaar kry, geestelik, fisies, hoe dit ook al sy? Hoe hanteer jy dit? Bid jy regtig, ernstig? Soek jy regtig die Here op, om hom te loof en hom te prys? Is jy ernstig met God besig? Of het ons ook al vervlou, en jy weet, ons moet elkeen na onsself kyk. Het ek ook al net 'n naam-Christen geword? 'n tradisionele Christen, 'n gewoonte Christen, wat maar uit gewoonte uit kerk toe kom? Of is ek werklik daar waar ek sê, soos Dawid, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. So broers en susters, ons het die preek begin en gesê, in weelde en ongeluk, altyd sal ek die Here prys, altyd vir hom my lof laat rys, in voorspoed en in druk. Kom ons hou nie een op, om in ons lewe die Here te dien nie, om hom te prys nie, of het goed gaan of sleg gaan, of ek nood het, en of ek nie nood het nie. Die Here is altyd daar. Hy sal nooit sy kind alleen laat nie, al gaan dit swaar. Al moet ons sterf. Liggaamlik kan jy sterf. Die vyande kan jou doodmaak, maar jou siel kan hulle nie aanraak nie. Dit behoort aan die Here. Hy sal ons dra. Mag ons almal in al ons voorspoed en in ons druk aan die Here die lof toebring, want hy is getrou. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons
Vader in die hemel, ons dankie dat ons ook uit u woord vertroos kan word, versterk kan word, gelei kan word. Ons bid dat u deur die Heilige Gees ook in ons harte sal werk, dat ons opregte Christene sal wees. Ja, Here, sodat ons na u toe kan gaan, altyd na u toe kan gaan, en u kan loof en u kan prys. U weet, Here, dat in almal van ons se lewens is daar ook maar dikwels swaar kry. En daarom bid ons, Here, dat u ons by die hand sal vat, dat u ons sal lei. Gee, Here, dat ons altyd sal honger na u geregtigheid, na die ewige brood, na die lewende water. Gee dat ons minder word en u meer. Vul ons harte met die liefde vir mekaar. En gee, Here, dat waar daar ook nie liefde is nie, dat die liefde sal seëvier. En dat ons almal sal wil lewe soos wat u in die woord aan ons openbaar. Maar ons bid vir elkeen in die gemeente, van die jongste, ja, die jongste kleinkindertjies wat nog nie almal eers verstaan nie. Ons bid dat u deur die Gees in hulle harte sal werk, dat ook hulle, Here, sal groei en toeneem, kennis en wysheid. Ook die kinders se katekisasie onderrig, dat hulle, Here, sal weet wat hulle leer. Ons dankie vir ons skoolkinders, wat ook hierdie week, die laaste week van hierdie kwartaal het, en met die wintervakansie kan gaan rus. Wil u met hulle wees met die onderwysers, wat ook 'n ruskansie het, ander werk steeds. Ons bid vir ons jong mense, ons bid dat u met hulle sal wees, die alleenlopendes. Ons bid, Here, vir al die bejaardes wat oud geword het, en besonder ook hulle wat in DPO is en saam met ons in hierdie erediens is, deur in te luister. Ons bid vir hulle wat ook daar is en nie meer die eredienste kan bywoon nie. Ons doen voorbidding, Here, vir ons land en ons volk. Ons bid vir die regering, waar hulle ook besig is met koalisies en allerhande planne. Bid ons dat hulle ons so sal regeer, dat ons u steeds kan aanbid en dien in vryheid. En Here, hierdie vryheid wat ons het, gee dat ons dit nie sal misbruik nie. Maar wil u kinders ook weer almal lei om terug te keer, om u te aanbid, om ook in die kerke u te dien en u te aanbid. Ja, Here, lei ons tot bekering. Gee aan ons die opregte geloof, liefde. Gee dat ons, Here, elke dag ons na u toe sal keer. En dan ook in hierdie wintertyd bid ons dat almal genoeg kos en klere, warm huise sal hê. Maar ons weet ook, daar is hulle wat nie so bevoorreg soos ons is nie. Ons bid ook vir hulle. Ons dra ook hulle aan u troue verbondstroon op. En Here, ons wil ook afsluit deur te erken en te bely dat ons almal sondaars is. Ook ons as gemeente, wat sekerlik nie altyd almal
ewe ywerig is nie. Ons bely al ons oortredinge voor U. Maar ons weet ook, ons is verloste sondaars. Want in en deur Jesus Christus het U al ons sonde weggeneem, so ver soos die ooste van die weste af. Gee dat ons daarom 'n dankbaarheidslewe sal lei, aan U toegewy. Ons bid dit alles in ons koning, die hoof van die kerk se naam, Jesus Christus. Amen. Susters, nadat die kollektes ingesamel is, gaan ons dan ten slotte afsluit deur ook saam te sing uit lied 525, die eerste en die derde vers. Ons sing lied 525, die eerste en die derde vers. Die sein afgegaan. Sy terug en daar sy. Here, o bly moedig en in dank oorvloedig maak hart. U gee ons U seën, soos 'n milde reën, U vertroos in smart. Ja, ons weet ook in ons leed, leef ons sonder U genade. Vrees ons nie die kwade. Heer, U gee U lewe, so word ons vergewe en verlos van dood.
groot ontferming, gee ons beskerming, redder uit die nood. Ons sal tot U eer, o Heer, en U heil met blydskap lewe, aan U oorgegee. Is daar koffie en tee na die tyd? Daar is ook koffie en tee in die saal na die tyd. Broers en susters, luister ook mooi as die Here ons seën, soos wat ons ook in die prediking gehoor het, uit Numeri 6. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.